is so oortuig in my hart, dat die Here vanoggend iets in jou hart wil wakker maak, maar ook jou na 'n plek van verantwoordelikheid te wil roep. Hallo? Vir die van julle wat my vreemd dan kyk, ek het nie vergeet van die Sondagskool nie, dis lang naweek, die juffrouens vat ook af. Nou is al die kinders soos, ag nee, hou het ons hier sit. Wie wil Sondagskool toe gaan? Daar is nie. So, ek het nou gewag van, ek het van julle groot mense se hande gesien, dis onnodig. Waar God nog werk, nou, ek glo met my hele hart, dat die kerk is ingestel vir 'n plek waar God nog wil werk. Die kerk is 'n plek waar God nog wil werk. En ek het vir jou slegte nuus, want die kerk is nie hierdie gebou nie, die kerk is jy. Julle almal het nou amen gesê, want julle gedink, ja, die kerk gaan werk, ons gaan die ligte aansit en die pastoor gaan alles doen. Nee. Nee. Jy is die kerk. Hallo. Nou is jy almal so ag nee, ons gaan nou werk kry. Nee. Hoor wat Matteus 16:18, hy sê, en ek sê vir jou dat jy Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou ek wil vandag twee dinge eers vir jou kom sê, dat dis nie op Petrus wie hy sy kerk bou nie. Dis op die rots van die evangelie, waarvan Petrus nou bekend is, waarop hy sy kerk gaan bou. OK? Nie op Petrus nie. Het ons dit? OK. So, want dan gaan julle beter verstaan. Nou, ons leef in 'n tyd wat baie mense sê, dat ek kan God by die huis dien. Hallo? Ek het nie kerk nodig nie. Ek glo nog, maar ek gaan nie meer kerk toe nie. Maar dis vir my snaaks dat my Bybel iets anders wys. Nou is julle almal soos my, hoekom preek nou vir ons sit dan nou hier. Ek wil vandag vir jou kom sê, dat hierdie gebou, en dit is die waarheid, is dat God het nog altyd 'n plek gehad, waar hy sy teenwoordigheid openbaar. Waar die kerk is. Nee? Hy het nog altyd 'n plek gehad, waar hy dit doen. En in die Ou Testament was die tabernakel, daarna 'n tempel, en vandag sit die kerk, en waar baie mense bymekaar kom. En ek wil vandag vir jou kom sê, as ek en jy wil sien hoe die lewendige God homself openbaar, as ek en jy wil sien hoe mense genees, as ek en jy wil sien hoe harte verander, as ek en jy wil sien hoe gevangenes vrykom, moet ek en jy besef dat die kerk die plek is wat God gekies het om sy heerlikheid te wys. Nee? En die kerk is God se idee, nie mense se nie. Ek wil dit vir jou sê. Die kerk was nog nooit die mense idee nie. Mense het nie die idee gehad om 'n klomp mense in 'n plek bymekaar te kry en vir iemand 'n mikrofoon te gee en te sê, let's go nie. Dit is nog nooit die Here se plan nie, dit is nog nooit die Here se hart nie. Ja, die kerk het baie dinge geword daar buite wat nie noodwendig reg is nie. Hoekom? Kan ek jou sê hoekom? Kan ek jou sê hoekom? Because it was given in the hands of men. Dis hoekom. Terwyl Psalm 127 sê God bou sy kerk. Hallo? Tog. Dis net my persoonlike oortuiging, ons gaan nie nou oor dit praat nie. Daar is nie ewe skielik hierdie idee gehad van, hoor, ons moet iets begin, is 'n goeie idee nie. Het jy geweet dat geen kerk het nog ooit so begin nie? Geen kerk wat die Here stig en wat die Here maak het begin met, hey, dis 'n goeie idee, kom ons traai dit nie. Maar wanneer daar geroep is, wanneer daar uitgeroep is, wanneer ek besef wat Matteus 16:18 sê, dat hy sal sy kerk bou. Op hierdie gemeente, die Ecclesia, wat beteken die uitgeroepenes. Is jy uitgeroepene? As ek en jy sê, ons is uitgeroep, nou sê iemand vir my, 'n jonge, hy sê, ek is uitgeroep, ek sê, ek is uitgeroepene. Ek sê, hoe so? Hy sê, daai oud my geroep van binne af buite toe. Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, nee, ek het daar agter gesit, roep die pastoor my vorentoe, so ek is nou 'n uitgeroepene. Ek sê, nee, dis nie wat dit beteken nie. Maar ek en jy, die dag toe ons hart vir die Here gegee het, het ek en jy ja gesê om uitgeroepenes te wees, om anders te wees in die huis van die Here,
en uit die huis van die Here uit. Nou hierdie week is ek 'n lewendige, welgevallige getuienis van hoe moeilik dit nou buite is om baie keer die lig van die Here te skyn. Ek kom op 'n stadium, laasweek die groot frustrasies en goed is waarmee ek sukkel en waarmee ek besig is, en ek kom op 'n stadium by iemand en ek sê vir hulle, ek is so bly. I'm so happy that I know Jesus. Sy sê, do you do? Ek sê, yes, because otherwise we would have had a funeral now. Toe lag hulle vir my, terwyl ek hier binne my voel. Op 'n stadium gaan staan ek in die middel van 'n winkel, wat se diens baie swak is, en ek sukkel al 3 dae, en ek het 'n uur en 46 minute, was ek op die foon met hulle. 'n uur, ek het gekyk, en 46 minute. Just for me to go there, anyway. En ek kom maar in, en die eerste ding is 'n verskoning, en die eerste ding is 'n krisis, en ek gaan staan, letterlik so stil, in die winkel, kliphard, by die telle, en ek sê vir hulle, I will sing until you help me. Hulle sê, wat? En ek gaan staan stil, ek sê, Lord Jesus, keep me, Lord Jesus, keep me. Toe help hulle my so. Want ek het die naam van die Here kliphard aangeroep. Want ek was op so 'n frustrerende plek. En toe sê ek vir die Here, Here, ek gaan al my vrugte uit. Ek my vrou bel en vir sê, ek kom terug Bloemtoe om net van my vrugte weer te kom haal. Want ek het dit daar verloor. En ek besef in daai oomblik toe ek daar ry, toe sê die Here vir my, as die kerk nie kerk is nie, hoor mooi, in elke area en in elke plek waar ons onsself bevind en beweeg, dan is dit nie die moeite werd vir my en jou om te sê, ons is geroep nie. En ek sê, Here, maar wat bedoel jy? Ek het nie daar gaan staan en gesê, kerigma! Ek het dit nie gedoen nie. En die Here sê vir my, jy vergeet wie is kerk. Jy. Here, op 'n stadium toe ek by die tweede keer begin sing, toe kom sommer staan, jy weet hoe so werk het, toe kom staan ons sommer van die tannies by my, en hulle begin ook, yes, Jesus, yes, ons begin 'n church daar. Toe kom die een vrou, sy sê, sorry sir, can you please, ek sê, no, I can't please nothing. Help my. En die Here sê vir my hierdie, uit my frustrasie uit, het ek nou wel in naam van die Here begin sing. En ewe skielik begin mense rondom kom, en hulle begin nader kom, want het jy geweet dat die vermoë, die gawe, in die naam van Jesus, trek mense outomaties na dit toe? Hebreërs 10 vers 24. En laat ons op mekaar opmerk, wat? Okay, is ek reg. Laat ons opmerksaam op mekaar let om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke deur nie ons gemeenskaplike byeenkomste as gelowiges in die kerk te versuim nie, soos enige die gewoonte het, maar mekaar aan te moedig en des te meer na mate julle sien dat die dag van Christus se wederkoms naby kom. Nou, die woord van die Here sê, moenie ophou saamkom nie. Hoekom? Want daar gebeur iets wanneer gelowiges saam is. Daar gebeur iets wanneer ek en jy in die huis van die Here is. Daar gebeur iets wanneer ek en jy, al is dit by die huis, in jou selgroep, die naam van die Here groot maak. Iets gebeur, as daar niks gebeur nie, moet jy vir die Here vra, where have you been? Ek bly julle het nie amen gesê nie, because it's not where he's been, it's where have you been. Hy was nog die hele tyd dieselfde plek. En ek is so bewus, en ek luister hierdie week, en ek dink so by myself, hierdie vergelyking, julle onthou dit, en ek preek nie vanoggend kerk goed nie, hoor my hart, ek praat nie vanoggend dat die getalle moet optel, en die mense moet begin kerk toe kom nie, dis glad nie wat ek vanoggend vir jou preek nie, ek wil iets in jou hart kom wakker maak. Jy sien, die woord van die Here sê, waar een koeltjie is, bly hy nie warm nie, nee?
Dis die vergelyking wat ons gebruik as ons dink aan die kerk. Nie waar nie? Is dit nie? Ons doen. Ek het vinnig agtergekom hoe vinnig het die vuur gebrand toe ek op 'n middel van Makro se vloer gaan stil staan en kliphard sing en ewe skielik is daar 6 mense wat saam sing. Toe gaan dit goed hoor, want toe kry ons warm. En toe begin hulle agterkom ons moet nou 'n plan maak. Nou ek sê nie asseblief moet nou nie na 'n winkel toe gaan as jy nie jou sin kry en gaan asseblief moenie dit doen nie. Skat nie wat ek sê nie. Ek was net op daai punt gewees al. Wat ek nie geweet het, wat is die Christelike manier van hier af, sonder dat ek al my vrugte verloor om hierdie te hanteer nie. En ek kom op 'n plek, wat die Here vir my kom sê, dat jy geweet as daar 'n koeltjie is, en jy kan maar gaan kyk in enige vuur wat jy gemaak het, as daar 'n koeltjie is wat alleen lê en hy het begin koud word, en jy sit warm koeltjies rondom hom, en jy blaas so bietjie, dan ewe skielik is hierdie koue koeltjie ook warm. Het jy agtergekom? En ek wonder by myself, is ek en jy as kinders van God nog warm genoeg, om by die wat lou geword het, en die wat nie meer die Here dien nie, is ons nog warm genoeg, en in verhouding met die Here genoeg, om by hulle te kan gaan staan, en hulle sal ook warm word, of moet ons ook eers aangeblaas word? Die van julle wat getroud is, en het al jou vrou se haardeur uitgebrand, beteken dit, jy kan nie vuur maak nie. Hoor gou vandag vir my. Daar's iets wat gebeur wanneer ek en jy as kind van God op 'n plek wil wees wat ons toelaat dat die Here weer openbaar wie hy wil hê ek en jy as kerk van Christus moet wees. Daar's iets wat gebeur as ek en jy dit besef. Daar's iets wat gebeur in my woorde, my lading en dit wat ek is. Hoor gou wie. Ons sien reg deur Handelinge dat kinders bymekaar moet kom en die Here te dien en hulle het dit gedoen in julle Handelinge 2:42, jy kan dit gelees, ek wou dit lees, ek gaan dit nou nie meer lees nie. Maar hulle het die woord gehoor, hulle het saam gebid, hulle het brood gebreek, hulle het aanbid, en dan lees ons dit. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Dit gebeur hier. Ek sê nou dag vir iemand, ek is so bewus en ek bely dit. Ek is so bewus daarvan en baie mense word vir my kwaad. Daar's mense met wie ek tyd spandeer. Mense aan wie ek die woord verkondig. Mense wat ek ure na ure nog byspandeer, wat in hulle lewe nie hulle voete in hierdie kerk gaan sit nie. Hulle gaan nie. Hulle gaan nie. En weet jy hoekom voel ek nie sleg nie? Want ek is nie hier om hierdie kerk groter te kry nie, ek is hier om die koninkryk van God groter te kry. Jy sien, baie keer as ons motief is om die kerk vol te kry, ek praat nie net van ons as pastore nie, ek praat van ons as mense. Ons wil graag mense in die kerk, ons moet dit aanhou doen, want dis waar hulle gaan groei en dis waar hulle gaan verander, maar moet ek en jy ophou die evangelie verkondig, omdat die persoon nie noodwendig in die kerk gaan kom sit nie? Nêrens sê my woord dit nie, nêrens. Ek stap na 'n wildvreemde vrou toe by 'n wildvreemde winkel, Crazy Plastics. En ek stap, en ek soek iets, en ek stap, en toe oomblik toe ek instap, sien ek, daar staan 'n man en 'n vrou. En die oomblik toe ek hulle sien, toe laat die Heilige Gees so trek na hulle toe, ek sê, Here, ek het nou op soek na hierdie ding, ek gaan nou nie, ek sal nou, Here, dat ek net eers hier, as ek dit eens kyk of hulle dit het, en dan sal ek teruggaan na wat U wil hê, maar kan ek net gou kyk of hulle dit het, en die Here sê vir my, hulle het dit nie, gaan. Ek sê, maar hoekom is ek dan nie? En ek stap na die man en vrou toe, en ek gee vir hulle woord, en ek bid vir hulle, en hulle vra heel eers vir my, en wat se kerk is jy? Ek sê vir haar, nee, ek is in die kerk van Jesus en ver van jou af. Sy sê, wat? Ek sê, nee, ek bly in Bloemfontein. Sy sê, regtig? Ek sê, ja. Ek sê, maar ek sit hier om vir julle te kom bedien. Ek sit hier om vir julle te bid. Want jy sien, die oomblik wat ek en jy besef, ons hoef nie, hoor vir my mooi, ons is die verteenwoordigers van Jesus, hoor vir my mooi, maar ons is nie die invoice klerk nie. Ons hoef nie die invoice uit te maak nie, ons hoef nie die geld te ontvang nie, my en jou werk is om te sê, hier's die produk, hier's Jesus, kies hom. Dan moet ek en jy wegstap.
Want die Heilige Gees doen die oortuigwerk, die Heilige Gees doen die werk, en ek wil vandag vir jou sê, waar ek kom en waar ek beweeg, voel ek dit, sien ek dit, beleef ek dit, dat die kerk het ophou sy werk doen, omdat die mense moeg geraak het vir rejection, want jy probeer hulle oortuig, dis nie jou werk nie. Die kerk van God, ek en jy as mense in die globale kerk is moeg vir die evangelie, is moeg daarvoor om het te probeer verkondig, want julle wil die oortuigwerk doen, terwyl die woord sê, hy doen dit. Hy doen dit. En ek wil vandag vir jou sê, ek dink die kerk word moeg. Ek en jy as kinders van die Here word moeg, want ons soek die resultate, ons soek die bewyse. Ek wil vandag vir jou sê, nêrens in die skrif sê dat ek en jy die voorreg het om die vrug te sien van die saad wat ons gesaai het nie. Want hy kry die verheerliking. Hy. En ek is vanoggend dalk hier en dalk voel die pastoor, waarmee is hy besig? Want ek voel die kerk het 'n museum van heiliges geword. Ernstig. Nie net hier nie, ek praat van die globale kerk. Het 'n museum geword, waar dit veronderstel is om die hospitaal te wees vir die gebrokenes. As jy nou wou amen sê, nee, was daai die plek. Maar is nou te laat, moenie nou nie. Ek eer die Here vir die feit van die DNA van ons kerk, ek doen. Ek eer die Here vir wat hy hier doen, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek eer die Here dat ons in ons roeping kan loop, dat ons kan doen wat hy het vir ons sê, dat ek weet van die mense van julle wat hier sit, wat hier kom gesond word het, en nie as gevolg van ons, as gevolg van sy teenwoordigheid. Hallo. Asseblief, daar korte amen. Vaderland. Ons het kom gesond word hier. Ons het kom ontvang by die Heilige Gees. En ek wil vandag vir jou sê, vereer die Here, want jy het jouself toegelaat om te doen. Hallo. Maar hier's die volgende ding wat ek vanoggend vir jou wil kom sê is, ek en jy is geroep om te gaan en te sê, Here, hier is ek. Gebruik my vir wat ek het en waardeur ek al was. En ek kom op 'n plek dat, nee, maar Here, jy kan nie, want hier sit te veel perfekte mense. Vra my vrou, sy gaan nie vir jou jokkie. Almal van ons val kort van die glorie van God. Ons almal het foute. Ons almal is nie perfek nie. Het nou dag 'n tannie in ons kerkie opgedaag. Sy sê vir my, ek is kwaad vir jou. Ek sê, okay. Hoekom? Nee, want, dis nou interessant. Ek is jammer. Maar het jy geweet, ek is ook nie perfek nie. Ek is ook 'n mens wat foute maak. Toe sê dan, okay, sê, maar ek wil net vir jou sê, ek is ook jammer. Ek sê, kruit, en prys die Here. En ek het ook vir jou by sê, ek trek nou. Ek sê, okay, bye. Maar ek is so bewus van die feit, dat ek en jy as mense so afhanklik van hierdie perfekte wêreld, wat ek en jy in 'n onperfekte wêreld sien. Kom ons wees gou met, kan ons mekaar gou eerlik wees vanoggend? Kan ons gou, kan jy gou jou eerlike bril opsit? Kan ek jou gou vra om dit te doen? Kan jy gou met jouself eerlik wees? Hoeveel keer het jy al in jou lewe na 'n preek gekyk, of na 'n kerk gekyk, of na mense gekyk, en jy het gesê, sure. Hallo? En jy het veroordeel. En jy het gesê, nee? As jy my preek vat, en jy vat sekere dele uit, en jy sit dit by mekaar, gaan dit ook vir jou klink soos 'n klomp nonsens. En ek wonder net by myself, ja, moenie my verkeerd verstaan nie, ons is nie blind vir dit nie, daar is kerke, wat van die business het, en wat van die business doen. Dis die waarheid. Dit is die waarheid. Maar plaas van veroordeling, want ek het hier gesê, Here, ek bid dat die Heilige Gees daar tasbaar teenwoordig kan raak, dat hulle harte kan verander, dat U kan kom, en U iets kan doen. Want jy sien, ons het gewoond geraak om te sit en te moan, en oor ons fout te vind, oor die kerk. En mense doen dit, want dit gaan vir my oor my gemak, dit gaan vir my oor wie ek is, maar ek wil vandag vir jou kom sê, dat Jesus het mense gebruik, soos ek en jy, wie gee my en jou die reg, om nie ander mense te gebruik, te lei en te leer nie? Hallo?
kerk is waar waarheid veronderstel is om gedeel te word. Het jy agtergekom? Sê vir jouself self, ek like nie altyd die waarheid nie. Want die waarheid dwing my na 'n plek toe, om te weet waar Jesus my wil hê. Hallo. Het jy geweet hoekom is ek en jy geroep? Om die evangelie gaan verkondig. Ek en jy is nie geroep om na iemand toe te stap en te vra, ken jy Jesus nie? Nee, ek en jy is geroep om na iemand toe te stap met hulle gesprek te hê en uit verhouding uit te kyk dat hulle by die Here uitkom. Ek wil vandag vir jou sê, nie een van ons wat hier is, het net die eerste keer, en ek sê dit met baie versigtigheid, het net die eerste keer na iemand toe gestap en hulle het hulle hart vir die Here gegee en jy het soos 'n champ gevoel en dit was amazing nie. En ek wil vandag vir jou vra, waar's daai persoon nou? Het jy verhouding met hulle? Ken jy hulle? Het jy nog hulle nommer? Stap jy nog 'n pad met hulle? Want dit is nogal wat Jesus gedoen het, nê? Kan ek jou gesê hoekom? Romeine 10:14. En hoe sal hulle hom aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe sal hulle glo in hom van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe sal hulle hoor sonder een wat preek? God gebruik mense, God gebruik prediking, God gebruik getuienisse, God gebruik gelowiges. Die van julle wat agterkom sal sien, ek het die getuienis en die gebedsversoekkaartjies weggevat hier. Weet julle hoekom? Vra my hoekom? Want ons weet nie meer om te getuig oor die goedheid van die Here nie. Hy is vir ons goed. En ons sê, ek het dit getoets, ek sê dit met liefde, nou, ek sê jammer, as ek nou op jou toon trap, maar vergewe my, maar wag hier buite vir my met 'n pyp, moenie vir my gesig gaan nie, want dis hoe ek my geld maak. So, hoor gou mooi. Hoor gou mooi. Ek weet van hoeveel keer wat die Here in julle lewens goed gedoen het. En ek het julle herinner, ek het vir julle gesê, want hoe sal hulle wat hom nie ken nie, en nie van hom weet, iets van hom leer ken, as ek en jy nie oor hom getuig nie, as ek en jy nie stories vertel van waar hy vir ons goed was nie, as ek en jy nie op 'n plek is wat ons hom kan verheerlik, vir dit wat hy doen, vir dit wat hy regkry, vir die God wat hy is nie, as niemand dit vertel nie, hoe gaan die evangelie van God groei? Ek het dit weggevat. Want dit was veronderstel om die herinnering te wees van, hey, ons moet getuig. Ons wil saam met jou bid, ons wil saam met jou vertrou. Maar toe word dit 'n wit olifant, waaraan ons gewoond geraak het. Hallo. Ek moet nie vir my kwaad wees nie. Ons het nou net gesê, ons moet van hou om van die waarheid te hoor. Ek wil vandag vir jou sê, baie keer raak my en jou gebed, baie keer raak my en jou gewoontes, en nie meer om God te verheerlik nie. Om nie meer vir hom dankie te sê nie. Om nie meer vir hom die eer te gee nie. Om nie op 'n plek te wees en sê, Here, dankie dat jy my tot hier gebring het nie, Here. Kan ek jou hierdie vraag vra? Die Heilige Gees lê dit op my hart, ek weet nie wie moet dit vanoggend hoor nie, maar ek gaan dit vra. Wie vertrou die Here vir finansies? En nou skaam wees, wie vertrou die Here vir finansies? Vertrou die Here vir finansies? Kan ek iets vra? If you trust him, do you give some to him? As ek sê ek vertrou die Here met my finansies, dan moet ek hom soveel vertrou dat ek vir hom van dit sal gee, al weet ek my budget gaan nie klop nie. Ek weet nie wie moet dit volgende hoor nie, maar ek sê dit net vir jou. Dis nie 'n 10de preek nie, ek sê dit net vir jou. Niks met dit uit te waai nie. Maar ek en jy kan nie bid vir geld en die Here vertrou vir geld, maar ons eer hom nie in geld nie. Want ons gee vir niemand nie, en ons saai niemand se lewens in nie. Ek sal nie vergeet, hierdie week toe stuur die Here my presies na 'n plek toe, presies na iemand toe wat ek geken het, en ek trek geld, ek sê soos, Here, ek kan nie nou dit doen nie. En ek stap na die persoon toe, en ek gee vir die persoon die geld, ek sê vir hom, ek weet nie hoekom nie, maar die Here sê, ek moet vir jou hierdie geld gee, en ek hoop dit bless jou, en ek het weggestap, ek het geloop, ek het nie gehoor waarvoor hy dit moet hê nie, ek het nie geweet wat hy dit wil hê nie, niks nie. Toe vind ek later uit by iemand, wat ek toe die week later was, dis eintlik 'n pastoor van 'n gemeente. I did not know. Maar jy sien,
Ek wil jou vandag dit vra, as ek en jy die Here vertrou vir iets, veral finansies, ek weet nie wie moet dit hoor nie, ek sê dit nou net vir jou, dan moet ek bereid wees om te doen dit wat die skrif vir my sê, oor my finansies. Ja, pastoor, maar jy verstaan nie, dan gaan my budget nie klop nie, dan gaan niks geld oor hê nie. As jy sê jy vertrou hom, moet jy dan mos hom nou vertrou? Hallo? Want geloof sonder, dankie, wie ook al dit gesê het, geloof sonder werke is dood, dis die waarheid. Dis nie 'n 10de preekie, so moet ontspan. Maar ek wil hê jy moet weet, I can't trust God and I can't ask him for something that I have not invested in yet. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Hoor wat ek vandag vir jou sê. As ek nie in dit invest nie, hoe kan ek sê ek vertrou die Here? As ek nie invest in my gebedslewe en in my genesing nie, hoe kan ek sê ek vertrou die Here vir genesing? As ek nie invest en in mense se lewens nie, en ek nie in mense se lewens kan spreek, en saam met hulle pad stap, en met hulle verhouding hê nie, hoe kan ek verwag, dat dit is hoe my beeld met die Here lyk? So ek praat nie net oor jou geld nie, ek praat oor elke faset van jou lewe. Nou dag vra iemand vir my, pastoor, is jy nie al moeg vertrou vir genesing? En ek sê elke oggend dat ek opstaan, moun ek, en dan sê ek vir die Here, dankie dat ek nog nie gesond is nie, maar ek weet hy gaan dit nog doen. Want jy sien, ek het in hierdie week weer gesien hoe verskriklike, irriterende siekte hierdie is. Dis aan nie, hy sê nou gaan, ons aan praat hier. En op 'n stadium sê ek vir die Here, ek sê, Here, of jy start hom, want iets fout. En toe gooi die Here 'n bietjie toestrook, spuit so 'n bietjie op die gasket, en toe, quick start. Toe gaan ons weer aan. Jy sien, want ek en jy is in hierdie wêreld, ons is besig om hierdie laste te dra, maar ek en jy is veronderstel om deur dit oorwin te word nie. Want as ek dit gekies het, en ek dit gespreek het, ek wil vandag vir jou die volgende kom sê, en ek is skuldig, ek bly my vrou sien ek nie nou nie, want sy sal definitief vir my point. Ek en jy spreek soveel keer dood oor ons eie lewens, want ons moan. Marizaan, dit is nie nodig nie. Ek en jy spreek soveel dood oor ons lewens, want ons moan. Jy geweet dat as ek moan oor iets, moet ek dood gespreek? Ek het nie geweet, hoe gaan ek hierdie nou doen nie, ek het nie geweet, hoe gaan ek hierdie, ek verstaan nie, jy spreek dood. Dis letterlik wat jy doen, hoe verwag jy moet die Here jou seën? As jy klaar dood gespreek het, oor dit wat hy voor lewe gegee het. Vir elke vrou sê, as jy sê, ag, ek kan nie vandag met jou nie, dan spreek jy dood oor jou man, ek noem dit maar net. Net 'n grapie, net 'n joke. Nie in die kerk nie. Jou denke, jou prioriteite, jou taal, jou huwelik, dit wat jy doen, jou gesin, jou karakter, dit wat jy is wat die Here wil gebruik, maar ek en jy moet op 'n plek kom wat ons bereid is om te sê, okay Here, slaan nou die reguit hou met hierdie kromstok. Want dis wat dit is. Dis wat dit is. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle? Van julle? Van julle? Dis nou nogal interessant. Kan ek en jy op 'n plek kom wat ons vir die Here sê, Here, ek kies om hierdie anders te doen. En glo vir my, ek preek vanoggend vir myself, ek moes hierdie week moes ek 'n klomp keer vir die Here sê, Here, ek kies, Here, ek kies. Jy sien dan, hoekom het ek en jy hierdie plek nodig? Want God wil die heiliges toerus, Efesiërs 4 vers 11. Hy sê, daarom het ek gegee apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, ek het dit gegee om die heiliges toe te rus, vir my en jou. Hoekom? Vir dienswerk vir die koning. Want yster slyp yster, Spreuke 27, so slyp een mens die aangesig van die ander. Joe Black het daai nie uitgedink nie, dit kom uit die Bybel uit. Yster slyp yster, dit staan hier. Ek en jy moet nodig om by mekaar te wees, sodat ons mekaar kan help, sodat ons mekaar kan sê, kyk hierna, kyk daarna. Dis hoekom ek en jy hier is. Ek wil net sê, julle mag nou vir my niks sê nie. Okay, ek check julle. Dis net 'n joke. Ek praat eintlik met my vrou. Maar, hoor gou wat ek sê. Ek hoop jy hoor my hart vanmôre. Ek en jy is hier
om die beste verteenwoordiger van Jesus uit mekaar uit te bring. Hallo. Ek begin afsluit, want ek sien julle raak bewegerig. Ons weet ons moet mekaar lief hê. Maar ek wil vandag vir jou dit kom vra. Terwyl ons weet ons moet mekaar lief hê. Terwyl ons weet ons moet mekaar se laste dra. Terwyl ons hier is vir mekaar. Want ek wil vandag vir jou kom sê, ek is moeg, en die Engelse woord is mediokerheid, van hoe ek en jy as kinders van God baie keer die Here dien. Hoekom sê ek dit so? Want, dis nou nie Benny nie, hoor, gebruik jy as 'n voorbeeld, okay. Alright, is dit reg? Okay. Benny gaan deur 'n verskriklike tyd, want sy hare wat grys is, kom nou uit. En weet julle wat sê ons? Dit is verskriklik, ons dink regtig aan hom. Nee? As jy uitstap, het jy vergeet van Benny se krisis. Nee, kom nou nie holy moly, dit is so. En dan wanneer jy hom volgende Sondag sien, dan sê, ag, Benny, hoe gaan dit met die grysheid? Ja, maar Benny, ek love jou highlights uit. Lyk goed, hè? Maar ek vra vir jou hierdie vraag. Ons is so gewoond daaraan, dat mense vir ons sê waartoe hulle gaan, en die mense is so gewoond daaraan, dat ek en jy dit in elk geval net ignore. Maar nee, dis die pastoor se werk. Nee, kom nou. Hy moet incheck, hy moet opcheck, hy moet 'n WhatsApp stuur, hy moet vra hoe dit met my gaan. En hy moes geweet het ek was in die hospitaal, al het ek vir niemand laat weet nie. Nou, ek is mos profeties. Nee? Julle lag. Dit gebeur. Maar as ons sê, ons is 'n familie, as ek en jy sê, ons werk saam met Jesus, ons staan, het jy gesien hoe die disippels vir Jesus beskerm het, en hoe die disippels self opgetree het, en self met die mense gewerk het, en saam met mekaar gegroei het? Wie gee my en jou die reg om die heeltyd die werk vir iemand anders te gee, as die Here jou geroep het om te sê, kom na die tafel toe, want jy is 'n uitgeroepene. Ek het jou geroep vir dienswerk. Nie net die ou met die mic nie. Glo my, jy wil nie die mic hê nie. Die verantwoordelikheid wat ek hier het is baie groter as wat jy het om vir die volgende ou te sê. Het jy geweet dat ek gaan rekenskap gee vir elke woord wat ek van hierdie kansel af sê? Die woord sê dit. Nou wil ek vandag vir jou hierdie vraag kom vra. Jy mag nooit weer sê, jy het nie geweet nie. Want ek het jou vandag gesê. Staan op, wil werk vir die koning, want deur dit word ek en jy verheerlik. Deur dit kom ek en jy op 'n plek wat ons kan sê, Here, dankie vir wie U is. Dankie vir die feit dat ek dit het. So ek wil jou vandag vra, as jy 'n besoeker of 'n deelnemer, want jy sien, dit is maklik om 'n lidmaat te wees, maar nog steeds 'n besoeker te bly. Weet jy wat 'n besoeker, die definisie van 'n besoeker? Jy betaal vir die kaartjie, en nou kyk jy maar die show. Jy het nie betaal vir die kaartjie, ekskuus. En nou kyk jy vir die show. Jy sien, is ek op 'n plek wat ek bereid is om laste te dra, Galasiërs 6:2. Is ek regtig daar om te sê, Jesus, hierdie ou, ek bid regtig vir jou. Ek sê nie net ek doen nie, maar ek doen regtig. Ek vertrou regtig saam met jou. Dien jy met al jou gawes wat die Here jou gegee het in die kerk? Kan ek vanoggend 'n voorbeeld gebruik, mag ek? En ek weet nou die persoon hou nie van nie, maar ek is die pastoor, ek sal maak wat ek wil. Isaan, ek wil jou regtig gebruik vanoggend as 'n voorbeeld, want ek voel dis belangrik. Ons almal weet Isaan het 'n 4x4 karretjie. Ek sukkel net om sy tweede rad te kry, ek kry hom net nie. Ek vat hom gereeld vir 'n spin. En as sy hom terugkry, is hy te vinnig vir haar, dan moet ons hom weer stel. En ek wil jou vanoggend uitsonder, regtig, ek wil. Want ek dink dit is belangrik vir ons as familie. En ek weet dis 'n klomp van julle ook. Moet nou nie aanstoot vat in jou hart en jaloers wees omdat jy aandag kry nie. Maar hoor gou net. Isaan het besef wat die Here haar voor wil gebruik. En dat die Here haar roep. En kan ek jou vandag sê, al wat sy gedoen het is, sy was bereid.
En weet jy wat is my mooi, en ek voel die Here wil jou vandag vir dit onder, is al kon jy nie, en al was dit moeilik, het jy die vrymoedigheid gevat, om jou 4x4 wheelie te vat, en al die pad vorentoe te stap, en jou hand op iemand te gaan sit, want die Here het vir jou gesê, jy moet. Jy het opgestaan, as die vrouens moet gebid voor word, dan stap jy saam. Jy het gestap na hulle toe, al kan jy nie, al is dit moeilik, en al loop jy teen alles vas in hierdie verfchip, asseblief, kry jy dit reg. Ek is, ja, presies, kyk hoe lyk die ding, het iemand sprei pyn, dan moet hom net bietjie val. Maar die Here wil jou vanoggend onder, vir die feit, en ek wil vanoggend ek wil nie julle blame of enigiets nie, maar as sy, wat 'n fisiese, sigbare uitdaging het, bereid is om vir die Here sy hand op te steek, en te doen dit wat die Here vra, en te dien met haar gawes, en te sê, hier is ek gaan dit doen, ek wil vir die koning werk. Wat is jou verskoning? Wat nie 'n wheelie het nie. So ek onder jou vir dit. En ek wil vandag regtig vir jou sê dat die Here onder jou, vir die feit, dat jy 'n hele rukkie terug ja gesê het, en nog nie ophou ja gesê het nie. En die Here sê dankie vir die moeite wat jy doen, vir die effort wat jy insit, om seker te maak, dat jy doen dit wat hy jou vra. And he's going to use you a lot more than you think. As jy dink, hy Siri, send 'n WhatsApp, hy gaan nou nog besigger wees. Gedeem. Hey. So, kan ek jou vra, wil jou hand net uitstrek na haar toe? Vader, ek kom bid, Here, dat U die nodige vrymoedigheid en krag sal gee. Vader, dankie dat U vanoggend haar kom uitsonder en kom onder vir die feit dat sy bereid is om ja te sê vir haar gawes, ten spyte van. Dankie Here dat sy wil en werk en opstaan en in U koninkryk, Here, soveel belê en soveel insit, Here, haar tyd en haar ja, Here. Dankie vir haar honger om meer en meer en meer van U te leer. En dankie dat U dit gaan gebruik, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. I love you very much. Ons kan nou saam. Dit is altyd lekker as ek by Isaan gaan kuier, want ons altyd moet die koffiebeker met altyd ons hande vashou, en ons moet kyk wat ons doen, en die hond bly vir ons blaf, want het lyk vreemd as ons altyd ewe skielik, het lyk vreemd, maar ek voel regtig om dit vanoggend uit te gesonder het, en te sê, ek en jy het elkeen gawes gekry wat die Here jou voorroep, en dalk is dit nie om hier voor te staan nie, dalk is dit nie om die geestelike gawes net uit te leef nie, maar jou persoonlike gawes. God roep ons vir dit. Dalk is jy net 'n bemoediger. Bemoedig iemand aan. Kan ek jou vandag vra? Getuig ons lewe van 'n lewe wat wys dat Jesus lewe. Bewys ons lewe dit. Die kerk is nie 'n Sondagprogram nie, dis nie hierdie gebou nie, dis nie ons sosiale media nie. Dis nie om te kyk wie het die grootste kerk en die mooiste foto's, want onthou as dit nie Facebook het die regte angles oor die kerk lyk altyd vol. Maar kan ons net met onsself eerlik wees? Kan ons net met onsself eerlik wees? Die kerk is God se plan, sy liefde, sy waarheid, sy krag, sy vermoëns, wat hy deur jou wil uitlewe in 'n gebroke wêreld. Wat dit nodig het. Kan ek jou gou iets vra? Wil jy net ook net bietjie die masker van jou gesig afval wat sê, I'm fine. Want as ek hier is, moet die kerk sien ek is fine. Nee, die kerk hoef nie. Die kerk moet sien wat in jou hart aangaan, sodat Jesus verheerlik kan word. Want hierdie is die plek vir die gebroke mens, wat nie met veroordeling hanteer word nie, maar met liefde. Wanneer die kerk bid, kan God beweeg. Wanneer die kerk aanbid, kan God kom woon onder die lofsange van sy kinders. Wanneer die kerk lief het, kan hulle sien dat Jesus lewe. Het ons nog lief? Mag ek en jy nooit die voorreg onderskat om deel te wees van die liggaam van Christus nie? Kan ek en jy nie net kerk bywoon nie, maar mag ons kerk wees?
'n lewendige, groeiende, asemhalende liggaam waaruit Christus Jesus vandag wil verheerlik word deur my en jou. Hallo, moet ek dit weer sê? Dis 'n lewendige, hoor my, asemhalende liggaam wat wil werk deur die krag van God. Want hoor wat sê Efesiërs 3 en ek sluit regtig af. Aan hom wat in staat is om, hoor, oneindig baie meer te doen as alles wat ons durf vra of dink. Kragtens die krag wat in ons werksaam is. Eintlik wat hy daar kom sê is oneindig, ver bo my en jou grootste gebede, hoop of drome. Kom sê hy. Aan hom kom die eer toe. In die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen tot in ewigheid. Is nie ons plek om te roem nie. Is nie ons plek om te voel dit is wat die Here ons voorroep nie. Ek wil vandag vir jou sê, dit wat jy ook al face, of dit nou siekte is, of dit nou krankheid is, en of dit bekommernis is, en of dit stres is, en of dit finansies is, en of dit kinders is, en of dit huwelik is, en of dit jou kar is, en of dit jou werk is, kan dit asseblief nie jou kruk raak vir mismoedigheid nie, maar mag Jesus jou kruk raak om weer lief te wees vir die lewe, as gevolg van hom. Ek wil vandag vir jou sê, as ek en jy dalk bietjie vir die Here oorgee, gaan ons moeg word, gaan ons ophou moeg word om ons eie planne te doen en te sien hoe dis misluk. Kan ons hom weer die geleentheid gee om te hoorsaam te wees vir sy Heilige Gees, te doen wat hy sê. It's easy to, oor my hart, het is maklik om kerk te praat, het is 'n bietjie moeiliker om kerk te wees. Want dit verwag iets van my, en dit gaan iets van my kos. Ek het hierdie week net weer eens besef, en ek ry op 'n stadium, en ek sê vir die Here, Here, dankie dat ek lief is vir u kerk. En dit is soos of die Heilige Gees my sê, daar is nie iets wat jy gedoen het nie. Dis omdat ek jou eerste lief gehad het. En hoor my hart, ek praat nie van die kerk, hierdie gebouetjie nie. Hierdie erf van ons nie. Nee, ek praat van jou, wat hier sit, vir die mens. Die enigste manier wat ek en jy, en die grootste manier waarmee ek en jy Jesus kan lief hê, is om lief te wees vir sy kinders. Om lief te wees vir hulle wat hom nog nie ken nie. So kan ek vir jou bid. Vader, dankie. Dankie dat u die kerk lief het. En dat u hom bou. Ek kom bid dat u ons nie net sal kerkgangers maak, Here, maar dat ons lewendig sal wees in die bediening en in die koninkryk van God. Here, dit sê nie ons elkeen moet nou 'n bediening begin en ons moet nou 'n WhatsApp groep hê en ons moet al hierdie goed ewe skielik doen vir die Here nie. Nee, dit beteken steek jou hand op vir dienswerk, al is dit om iemand by die deur te groet of om die badkamers oop te sluit. Maar steek jou hand op vir dienswerk. Al is dit om net uit te gaan en te sê ons gaan vir mense bid. Al is dit net om te kan verklaar, Here, hier is ek wil nie net wees nie, maar ek wil seker maak dat ek dit nie mis nie. En Here, ek eer U vir die feit dat die kerk is nie die enigste plek wat ons kan werk vir die Here nie. Maar dat ons daar sal uitgaan in hierdie gebroke stikkende wêreld, Here, en weer hoop sal wees. Deur net 'n eenvoudige oproep, 'n boodskap, een woord, Here. Laat die teenwoordigheid so kragtig onder ons wees, dat mense u werklik ontmoet en genesing ontvang en vryheid ervaar en hoop vind, Here. Gebruik ons, Vader, om die waarheid met liefde te deel, Vader. Mekaar op te bou in die liggaam van Christus. Laat ons 'n plek wees, Here, waar u naam verheerlik word en waar mense kan sê, waarlik, God is hier. Vader, mag U ons
die vermoëns gee om net te sê, Here, hier is ek. Gebruik my. In Jesus naam. En ons eer U daarvoor, Vader. Word verheerlik in hierdie plek. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen.